Goeiedag julle, ons gaan nou weer aangaan met ons toerusting. Ons ouer toerusting waarin ons mekaar wil help om ook vir ons kinders die evangelie van Jesus Christus te vertel. Ons is op die oomblik by die gedeelte wat gaan oor God se koninkryk in die begin. Dit is die groot storie van die Here se woord. Dit is God se koninkryk en Jesus wat dit bring. Die oomblik is ons by God se koninkryk in die begin, is ons verlede week ook was, God se skepping in Genesis 1, die koninkryk in die begin. Ons gaan hierdie week nog steeds daar wees, by God se koninkryk in die begin, alhoewel ons fokus hierdie week 'n bietjie gaan skuif. Ons fokus gaan veral wees op die mens en sy blyplek. God se koninkryk sluit die mens in, en dan hierdie wonderlike blyplek wat die mens in die begin gehad het. Dit gaan ons fokus wees, die mens en sy blyplek. Ons staan net 'n bietjie stil by hoe ons te werk gaan in ons toerusting. Ons gaan by 4 groot punte moet uitkom. Ons wil 'n bietjie fokus op die leesgedeeltes in Genesis 1 en 2 waarby ons hierdie week gaan lees. Dit in kleiner paragrawe indeel. En tweedens wil ons kyk na die verband tussen Genesis 1 en Genesis 2. Dit is so 'n bietjie belangrik. Ek dink dit is nie nodig dat jy byvoorbeeld vir jou graad 1 tot 3 kind hoef daardie verband presies te verduidelik nie, maar as 'n mens by ouens kom wat in graad 7 is en graad 6 is en graad 5 is, dan kan jy dalk beslis dit vir hulle begin verduidelik. Ek dink dit is belangrik, die verband tussen Genesis 1 en 2, ons gaan daarop ingaan. En dan gaan ons fokus op die mens se blyplek en dan vierdens op die mens self. So, verdere ding wat ek wil doen is, ek wil hierdie toerusting in 3 gedeeltes deel, 'n A, 'n B en 'n C. Soos die A gedeelte van die toerusting gaan eers net fokus op die leesgedeeltes en dan op die verband tussen Genesis 1 en 2. Die B gedeelte van die toerusting gaan ons fokus op die mens se blyplek en die C gedeelte van die toerusting op die mens self. So kom ons gaan in op die A gedeelte van ons toerusting, die leesgedeeltes eerstens en dan die verband tussen Genesis 1 en 2. Die leesgedeeltes, of die indeling daarvan. As ons nou gaan fokus op die mens en sy blyplek binne in God se koninkryk in die begin, dan gaan ons kyk na Genesis 1 vers 26 tot 29 en Genesis 2 vers 7 tot 25. Ek dink 'n mens kan hierdie 2 gedeeltes in kleiner paragrawe indeel. Ons gaan die eerste paragraaf maak, Genesis 1 vers 26 tot 29, dan Genesis 2 vers 7 tot 14, Genesis 2 vers 15 tot 17, en dan Genesis 2 vers 18 tot 25. So dis die paragrawe waarin 'n mens hierdie gedeelte kan indeel. Genesis 1 vers 26 tot 29 pas by die mens, fokus op die mens. So ook Genesis 2 vers 7, die fokus op die mens. En dan ook in Genesis 2 vers 18 tot 25, die fokus op die mens. En dan Genesis 2 vers 7 tot 14 en 15 tot 17 is die fokus op die blyplek van die mens. Maar 'n mens het nou hierdie kleiner paragrawe dat 'n mens daarom ook, ek dink dit help 'n mens as mens bietjie die groter geheel net ook in kleiner paragrawe kan opdeel. Ons kyk net vervolgens na die verband tussen Genesis 1 en 2. Ek dink dis nogals belangrik. As mens nou in Genesis 1 lees, waar ons verlede week was, dan sien 'n mens dat dit gaan daar oor die skepping. God se skepingswerk, sy 6-dag skepping en die 7de dag rus daarna. God se koninkryk in die begin. Nou as ons by Genesis 2 vers 4 kom, dan lees ons die volgende. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie. En geen plant van die veld het nog uitgesprei nie, want die Here God het nog nie
laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. Nou kan 'n mens daar lees en dan maklik sê, maar hoorie, so het ons dan hier met nog 'n skepingsverhaal te doen. Ons het met ander woorde een skepingsverhaal, die 6-dag skepping in Genesis 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 3, en dan hier in Genesis 2 vers 4 lyk dit asof ons met 'n tweede skepingsverhaal te doen het. En nou is hierdie nogal belangrik, daar's baie kritiese teoloë wat sou sê, ja, ons het hier met twee skepingsverhale te doen, en dan sê hulle daarby, hierdie twee skepingsverhale sê vir ons dat ons nie God se skepingsgeskiedenis of hierdie skepingsverhale hier in die begin in Genesis 1 en 2 te letterlik moet verstaan nie, as letterlike geskiedenis moet verstaan, want dit is twee stories, en dit is wat dit is, dis twee stories. Daar was 'n outeur wat, twee auteurs dalk selfs, wat vir ons hierdie stories geskryf het, om te probeer om ons te help om sin te maak van hierdie wêreld hier om ons met stories, maar dit is wat dit is, dis stories, dit is nie geskiedenis nie, dis nie werklikheid nie, dit is nie wat God regtig gedoen het nie, daarom ook die twee weergawes. En uiteindelik was daar dan 'n outeur wat hierdie twee weergawes langs mekaar neergesit het, en dis hoe ons dit dan nou uiteindelik vandag gekry het. Nou, wat moet 'n mens maak daarmee? Want dadelik as 'n mens so iets hoor, dan wonder 'n mens, maar is die Bybel dan regtig die waarheid? Praat God met ons regtig werklikheid? Hoe moet ons dink hieroor? Hoe moet ons dit verstaan? En kom ons gaan 'n bietjie daarop in, want hier kom ons nou by die belangrike ding van die verband tussen Genesis 1 en Genesis 2. Nou, kom ons kyk net weer 'n bietjie, julle kan julle Bybels gerus oopmaak daar by Genesis 2 vers 4. Lees vir ons in die 1933-53 vertaling. 2020 vertaling is hier baie dieselfde. Dit sê, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. En wat nou hier baie belangrik is daar die woordjie geskiedenis. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die Hebreëse woord is toledood. En toledood beteken die geslagte van. Byvoorbeeld as mens nou 'n King James Bybel van, dan sal mens sien daar staan the generations. Kan die geslagte beteken, of dit kan ook beteken stamboom, of dit kan ook beteken die geskiedenis van, soos hier. As jy vra, hoekom is hierdie woord belangrik? Want die woord is nog baie belangrik. Hoekom is dit belangrik? Wel, dis omdat hierdie woord vir ons die manier gee hoe die hele Genesis boek, hier van Genesis 2 vers 4 af, opgebou. Genesis begin met Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 3, ons Here se 6-dag skepping, en daarna die 7de dag rus, die koninkryk in die begin. En dan van Genesis 2 vers 4 af is die Genesis boek ingedeel in 10 blokke. En elke blok begin met, dit is die geskiedenis van, of dit is die stamboom van. Kom ons blaai 'n bietjie deur Genesis en dan sien ons dit raak. In Genesis 2 vers 4 nou, dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. En dan blaai ons aan na Genesis 5 vers 1 en dan sien ons dit weer. Dit is die stamboom van Adam. En ons het weer daar die woord toledood of die geskiedenis. Dan blaai ons aan na Genesis 6 vers 9 en dan staan daar, dit is die geskiedenis van Noag. Eereens daar die woord toledood. En daarop aanblaai nou op stuk 10 vers 1 toe, dan staan daar, en dit is die stamboom van die seuns van Noag, of die toledood van die seuns van Noag, of die geslagte van die seuns van Noag, of die geskiedenis van die seuns van Noag. Woord kry die volgende keer, kry weer in hoofstuk 11 vers 10. Dit is die stamboom van Sem, die geskiedenis van Sem, of die geslagte van Sem. En dan weer in 11 vers 27. En dit is die stamboom van Tera. So van daaraf kry ons nou die geskiedenis van Tera, of die stamboom, of die geslagte van Tera. En dan, dit is 'n hele eind aanblaai, nou is Genesis 25, vers 12.
Daar gaan ons dit weer kry. Genesis 25 vers 12 staan daar, en dit is die stamboom van Ismael. Dit is die stamboom van Ismael, op die geskiedenis van Ismael, op die geslagte van Ismael. En dan kry ons dit weer in Genesis 25 vers 19, en dit is die geskiedenis van Isak, op die stamboom, op die nageslagte van Isak. Nou moet ons weer 'n hele eind aanblaai, na Genesis 36 toe, Genesis 36 vers 1 sê, en dit is die geskiedenis van Esau, of die geslagte van Esau, of die stamboom van Esau. As ons by hoofstuk 37 kom, kry ons dit weer. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader, in die land Kanaan, en dan vers 2, en dit is die geskiedenis van Jakob, of die tole dood van Jakob, of die nageslag van Jakob. En dit gaan dan aan tot aan die einde van die boek Genesis. Genesis van hoofstuk 2 vers 4 af bestaan uit die blokke, en elke blok begin met, dit is die geskiedenis, dit is die tole dood, dit is die geslagte van. En nou is hier iets baie belangriks wat ons moet raak sien. Ons blaai nou ons Bybels weer na Genesis 5 vers 1 toe. Daar staan, dit is die stamboom van Adam, of dit is die geskiedenis van Adam. Maar dan baie belangrik is, dit gaan nie hier oor die ontstaansgeskiedenis van Adam, nie die ontstaansgeskiedenis van Adam kry ons in Genesis 1, daar waar die Here vertel het van hoe hy die heelal gemaak het, en dat die mens daarvan deel was, daar kry ons die ontstaan van Adam. Wat ons nou van Genesis 5 vers 1 af gaan kry, is die nageslagte van Adam, of die geskiedenis van Adam. Nou, mens sien dit mooi as mens verder lees, dit is die stamboom van Adam, die dag toe God hom geskaap het hom geskaap na sy beeld, en dan staan daar toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek, na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem, en dan gaan dit so aan, dit gaan in hoofstuk 5 die hele tyd oor die geslagte van Adam, nie oor die ontstaansgeskiedenis van Adam nie, maar wel oor sy nageslagte. Dit is ook so in Genesis 6, as 'n mens blaai na Genesis 6 vers 9, waar daar staan, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige man, opregte man, en so. So dit gaan nie oor die ontstaan van Noag daar nie, daarvan het ons in hoofstuk 5 gelees. Nee, dit gaan daar oor die geskiedenis van Noag. So elke keer as ons daar die frasiekie kry van, dit is die nageslag, of dit is die geskiedenis, of dit is die stamboom, of dit is die tole dood, as mens dan wil, dan gaan dit oor wat met daardie ou gebeur het, bijvoorbeeld Adam of Noag, of Sem, of Tera, wat het met hom gebeur, wat was sy geskiedenis, wie is die kinders wat uit hom voortkom, en so aan. So wat sê dit dan nou vir ons van Genesis 2 vers 4, so dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is. Maar dit sê vir ons dat ons nie nou iets gaan leer oor die ontstaan van die heelal. Ons sê, dis nie hier 'n tweede skepingsverhaal nie. Gaan nie hier oor die ontstaan van die heelal nie, dit gaan nou oor die geskiedenis van die heelal, terwyl God dit geskep het. Die Here wys ons hier meer detail oor die geskiedenis wat gebeur het met, of wat gebeur het met die aarde tydens sy 6-dag skepping. Dis waaroor dit hier gaan. Dit gaan nie oor 'n nuwe skepingsverhaal nie. Die Here zoom as te ware vir ons in en wys vir ons meer detail geskiedenis oor wat gebeur het toe hy geskep het. Kom ons kyk net 'n bietjie daarna. Ek dink die Here gee vir ons veral hier in Genesis 2 vers 4 tot 25 dan detail oor wat op die 3de dag gebeur het en detail oor wat op die 6de dag gebeur het. Kyk 'n bietjie as julle Bybels nou oopmaak daarna Genesis 2 vers 4. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel geskaap het, was daar nog geen struike op die veld, op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie. So waaroor gaan dit hier? Dit gaan oor 3de dag. Die 3de dag begin met, die Here God het gesê, die grond moet nou sigbaar word, daar moet skeiding wees tussen die see en die droë grond. En dan sê die Here, daar moet groen plante uitsprei. So,
as ons hier lees in vers 5, daar was nog geen struike op die veld nie, dan sien ons iets van 'n situasie in die begin van die derde dag, toe nog net die droë grond sigbaar was, en dan uiteindelik, dan staan daar was nog nie reën nie, maar dan staan in versie 6, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig, en daar skep God nou op die derde dag 'n toestand waar binne daar die groenplante, daar die bome wat vrugte dra nou kan uitsprei. So die Here gee vir ons hier in Genesis 2 meer detail oor wat op die derde dag gebeur het, maar dan ook meer detail oor wat op die 6de dag gebeur het. Want in Genesis 2 vers 7 staan daar, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Op die 6de dag in Genesis 1 staan daar dat die Here God gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hier word vir ons meer detail gegee uit die stof van die aarde. Die Here blaas die asem van die lewe in sy neus, die mens word 'n lewende siel. So die Here gee hier in Genesis 2 nie vir ons 'n nuwe skepingsverhaal of 'n tweede skepingsverhaal nie. Die Here zoom hier in Genesis 2 in en gee meer detail oor sy 6-dag skepping. En ons sien dit veral in Genesis 2 vers 4 wat sê, dit is die geskiedenis. Ons kry nie hier die ontstaan nie, ons kry hier meer, wat is die geskiedenis van wat gebeur het met die hemel en aarde, toe God dit geskep het. En dan gee die Here vir ons spesifiek meer detail oor derde dag en oor 6de dag. En ons gaan dan nou spesifiek verder begin infokus op daai detail op die 6de dag, die blyplek van die mens en dan die mens self. So ons gaan in ons volgende toerusting B, hierdie week, ons fokus op die blyplek van die mens, en dan toerusting C, die mens self. Goed gaan.